Goeiemôre Corpus Christi Emlaghleni. Ons het laasweek gepraat oor die fariseer en die tollenaar wat in die tempel ingaan en bid. En die een wat baie woorde gebruik en sê dankie dat ek nie is soos die ander een nie. Maar die tollenaar wat net baie min woorde gebruik en sê Here, wees die sondaar my genadig. En hy die Griekse woord wat Kyrieleison is gebruik en sê Lord have mercy on me. Vanoggend wil ek aangaan op die onderwerp en ek wil met julle praat oor die onderwerp van gebed. En eintlik wil ek met 'n tema stukkie van gebed met julle hanteer vanoggend. En ek wil 'n stukkie lees in Matteus 6. Hy sê as julle bid, gebruik nie ydelle herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink deur hulle woorde sal hulle verhoor word. Moet dan nie soos hulle word nie, want die Vader in die hemel weet tog wat jy nodig het. So moet julle bid, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom en u wil geskied, so in die hemel, so ook op die aarde. Geef vandag vir ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, ook soos ons skuldenaars vergewe. Vergeef ons sondes, soos ons skuldenare, soos ons ook ons skuldenare vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. As jy hierdie Matteus 6 gebed lees, waar Jesus 'n eenvoudige beginsel oordra aan sy disippels, is daar 'n paar beginsels in daai skrif wat nie so eenvoudig is nie. Ek wil by een spesifiek stil staan. Jesus sê in hierdie gebed wat hy met God praat, hy sê, Here, vergewe my sondes, soos ek die vergewe wat teen my gesondig het. Dan as jy aangaan in die skrif, hy sê, want as julle mense hulle oortreding sal vergewe, sal die hemelse Vader julle vergewe. Maar as julle nie mense hulle sondes vergewe nie, dan sal julle ook nie julle sondes vergewe word nie. As jy my 'n paar dinge vra, dan sou ek vir jou sê, 'n groot kruks van die evangelie lê in die skrif opgesluit. Jy sien, die dag toe Jesus sterf aan die kruis, toe sterf hy eintlik maar vir die vergifnis van sonde vir my en jou. Hy het die volprys betaal van my en jou sonde. Hy het namens my en jou betaal vir sonde. En die oomblik toe ons hom aanneem en ons ja sê vir hom, toe het ons deel gekry in daai vrymaking, ons is vergewe. Ek weet nie of jy die storie ken nie, maar die storie van die goeie pa of die slegte seun wat sy pa se erfporsie vra en dan gaan mors uit in 'n vreemde land. En as hy terugkom en hy sê miskien sal my pa my aanstel as 'n slaaf en as sy pa sien hom van ver af aangeloop kom, dan veroordeel sy pa hom nie vir die dinge wat hy gedoen het nie, sy pa herstel hom. Jy sien, daai is die beginsel van die evangelie. Toe ek en jy ja gesê het vir Jesus Christus, het Jesus my en jou nie veroordeel vir die sondes wat ons gedoen het nie, want hy het dit klaar betaal aan die kruis. Hy het ons klaar vrygemaak aan die kruis. Ons is vry. Daar's niks wat ons hoef te gedoen het nie, ons hoef net ja gesê het vir Jesus. En daarom is dit so belangrik as Jesus hier in Matteus 6 praat, daarom so belangrik as hy sê, vir Here vergewe my sondes, luister mooi, soos ek die vergewe wat teen my gesondig het. Here, vergewe my soos ek die mense vergewe wie ek nie kan vergewe nie. Vergewe my, Here, soos ek die persoon vergewe wie ek die meeste haat. Vergewe my, Here, soos ek die persoon vergewe vir wie ek nie vergifnis het nie. Vergewe my, Here God, vir die mens wie ek haat en nie van hou nie, nie tyd vir het nie respek vir het nie, en wie ek niks mee te doen wil hê nie. Dis inherent wat jy sê, en dan aan die einde sê, as jy nie ander vergewe nie, dan kan ek jou nie vergewe nie. Julle, daar's 'n beginsel van vergifnis wat ek en jy nooit moet vergeet nie. Is die beginsel, omdat ek en jy vergifnis vrylik by Jesus ontvang, moet ons vergifnis vrylik gee. Nou hoor ek mense sê dat dit is so maklik om te vergewe. Vergewe net. Ek sê vandag vir jou, dis nie so maklik nie. En daarom ook hoekom Jesus iets daarvan maak. Vergifnis is 'n baie ingewikkelde onderwerp. Want ons elkeen, maak nie saak wie ons is nie, het al iemand in ons lewe gehad
wat ons 'n onreg aangedoen het, wat ons skade aangedoen het, wat ons seer gemaak het, wat iets van ons gesê het, ons verneder het, ons gespot het, ons geslaan het. Ons almal het wel iemand gehad wat ons seer gemaak het. Maar om iets te verstaan van die prys aan die kruis, en jy kan dit nie in volle verstaan nie, want die prys was te groot, maar om iets daarvan te verstaan, moet ek en jy wat ons vrylik ontvang, vergifnis, ook vrylik gee. Baie keer sê mense, ja, maar hulle moet eers verantwoording doen. Hoor gou mooi, wanneer het jy verantwoording gedoen vir jou sonde aan die kruis? Is dit nie die hele punt nie, dat Jesus namens jou verantwoording gedoen het nie? Hy het nie jou gevra om verantwoording te doen nie. Hy het nie vir jou gesê, kom, ek en jy het 'n gesprek oor jou verlede nie. Ek en jy doen sondebelydenis, Matteus sê, met Johannes 1 vers 9, as jy jou sondes bely, is God getrou en regverdig, sal jou sondes vergewe en jou reinig van ongeregtighede. Ek en jy doen sondebelydenis. Maar as nie 'n plek waar Jesus met my en jou gesprek het, en ons onsself moet verdedig nie. Hy het dit reeds gedoen. Hy het ons verdedig. Hy het die saak gewen, en ons is vrygemaak. Nou het jy 'n saak teen iemand anderste. Ja, maar Quentin, hulle moet kom jammer sê. Ja, Quentin, hulle moet kom verantwoording vat. Ek wil sien hulle is jammer. Ek gaan hulle sê maar net jammer omdat jammer is. Jy sien, dis nie die punt nie. Die punt is niks te doen met hulle nie. Die punt is 100% te doen met jou, of jy die vermoë het om te gee wat jy ontvang het. Verniet het jy vergifnis ontvang, verniet kan jy dit weggee. Nou kom ek gee vandag vir jou 'n paar tools in jou hand, om mense te vergewe. Want dis nie so maklik het ek net vir jou gesê nie. Jy sien hoe ek dit doen, as iemand my 'n onreg aandoen, 'n paar beginsels wat ek gebruik, ek begin vir hulle by die naam bid. Ek sê, Here, U ken vir Quentin, ek wil bid dat U hom gaan seën. Ek bid nie dat die persoon moet verander nie. Ek bid nie die persoon moet beter word nie. Ek bid dat ek teenoor hulle moet beter word. Here, ek bid dat U my sal help om hulle te verstaan. Here, gee my konteks van hulle wêreld. Here, help my leer my dink, Here God, wat hulle in lewens aangaan. Laat my sien wat ek moet sien. Maar Here, help my hart sag word vir hulle. Ek begin vir hulle bid. Dis die enigste manier, as ek konstant vir iemand elke dag bid, kan ek nie 'n onvergifnisgesindheid teenoor hulle hê nie. Gewoonlik in my lewe is daar 'n tyd wanneer ek konstant vir iemand bid, wanneer daar 'n breek kom, dan weet ek sommer net, ek het hierdie persoon vergewe. Jy sien, om iemand nie te vergewe nie, het iemand eendag gesê, en hulle gebruik baie keer die voorbeeld, is om 'n botteltjie gif te drink en te hoop jou vyand gaan dood. Dis om iets teen iemand vas te hou, en hulle beweeg vrylond, maar jy bly daai ding teen hulle vasdruk. Jy sien, vergifnis maak nie die persoon vry wie jy vergewe nie. Vergifnis maak jou vry. Nou hierdie probleem van hierdie teks, wat die Here sê, as jy nie ander vergewe nie, is daar nie vir jou vergifnis nie. Daai is 'n harde konsep. Jesus sê, Quentin, as jy nie kan vryspreek nie, as jy nie vir mense kan sê, ek vergewe julle nie, is daar nie vir jou vergifnis nie. Dit sê nie, mense moet kom van woordbaarheid. Ons leer ons mense van woordbaarheid, nee. Dit sê nie dit nie. Dit sê nie mense moet kom rekenskap gee nie. Dit sê net jy moet vergewe. Jy sien, vergifnis is iets wat jou vry maak, wat jou losmaak. Ek kan jou so baie mense vertel, wat ek dag en nag sien, wat siek word van onvergifnis, wat bitter word van onvergifnis, wat deur baie trauma en lyding gaan, as gevolg van onvergifnis. En dan hou hulle hierdie mense dop wie hulle moet vergewe, dan sien hulle hierdie mense het 'n lekker lewe, gaan op vakansie, die beste, dan begin hulle al hoe meer bitter en verbitter word, en dit beïnvloed hulle geloof in die Here, dit beïnvloed hulle hele journey, en iewerste binnekant word hulle vrot, en al wat hulle moet doen is om te vergewe. Want daar's nie vir jou vergifnis as jy nie vergewe nie. Vergifnis help jou. Dit maak jou hier vry en dit maak jou in die hemel vry. Dit maak jou hier los en dit maak jou in die hemel los. Wat jou verantwoordelikheid is om hier skrif te vat en sê, vergewe julle Here, hulle sondes, soos wat ek hulle vergewe. Here, ek spreek hulle vry. Vergewe my, Here, soos ek hulle vergewe wie teen my gesondig het. Here, ek spreek hulle vry. Ek maak hulle los, Here. Ek spreek lewe oor hulle. Ek spreek dat hulle gebless sal wees. Ek spreek dat hulle hoop sal hê. Jy sien, die enigste manier hoe jy met mense kan werk, is as jy 'n hart van vergifnis dra. Want ek weet nie van jou, die mense maak seer. Ek hoor baie keer mense sê, my Quentin, ons gaan nie meer kerk toe nie as gevolg van dat ons seer gemaak is. Die kerk het my seer gemaak.
En ek kan nie die kerk vergewe nie. Weet jy wat? Ek was nou die dag slaghuis toe gewees. Toe koop ek vrot vleis. Ek het nie geweet nie, huis toe gebring. Ek het vriende oorgenooi en ons het kole aangesteek. En die oomblik toe hy vleis oopmaak om dit in die marinade te gooi, toe kyk ek die vleis is vrot. Toe sê ek vir my vrou en my vriende wat die kuier, ek sal nooit weer na 'n slaghuis toe gaan nie, want die slaghuis het my seer gemaak. Hulle het my teleurgestel. Ek het nou opgehou vleis eet. Nee, dis nie die waarheid nie. Ek het dit môre vir die slagter na die vleis gesê, dis die vleis is vrot, en ek het vir my ander vleis gekry. Maar ek was nie kwaad vir die slagter nie. Ek het nie kwaad vir die slaghuis nie. Ek het maar net dit uit gaan sorteer. Jy sien, dit is makliker om te sê ek is kwaad, ek is seer gemaak. Mense het my teleurgestel. Gaan sorteer dit uit. Uitsorteer beteken nie dat moet van woording wees nie. Uitsorteer beteken ek kom staan voor jou en ek sê vir jou, ek het jou vergewe. Ek het jou lief. Irrelevant van wat gebeur het. En jy hoef nie vir my jammer te sê nie. Want het gaan nie oor jou jammers nie. Dit gaan oor ek wat vir jou sê, ek het jou vergewe. Ek het jou vrygespreek. Ek het jou losgemaak. En baie keer hoef ek iets weer om sê nie. Solank ek net weet, ek het jou vrygespreek. Vergifnis is 'n gereedskapstuk wat Jesus in jou hand sit om seker te maak jy is konstant vry. Vergewe jouself, vergewe mense wat jy onderreg gedoen het. Vergewe konstant is 'n geskenk wat Jesus jou bied. En as jy hierdie geskenk nie gebruik nie, maak jy jouself siek. Want ek en jy, elkeen van ons, word gekonfronteer met onvergifnis dag in en dag uit. Of ons wil of nie wil nie. Of ons dit soek en of ons dit nou nie soek nie. Onvergifnis is iets waarmee ons konfronteer word. En as kind van God het ek en jy 'n verantwoordelikheid om vergifnis toe te pas die hele tyd. Ek wil vandag vir jou sê, as jy die gebed bid, ons Vader wat in die hemel is, dat u naam geheilig word, dat u koninkryk kom en u wil geskied, so in die hemel, so op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Lei ons nie in versoeking in nie, maar verlos ons van die bose. Vergewe ons sondes, Here, soos ons die vergewe, wat teen ons gesondig het. Here, leer my van vergifnis. Ek weet nie wat 'n goeie gebed is om te bid en sê, leer my van vergifnis nie. Maar jy laat ek die mense vergewe, wat teen my gesondig het. Ek weet vandag, sien na my luister, daar seer in jou hart. En ek weet vandag baie mense sê, ag man, vergewe net. En ek weet, dit is so eenvoudig nie. Maar die beste tool wat ek jou kan gee is, begin bid vir daai persoon wie jy nie kan vergewe nie. Nie so dat hulle verander nie, maar so dat jy verander, om miskien meer van hulle te verstaan. Ek wil afsluit met die woorde. Ek en jy ken nie die konteks van elke mens nie. En dit gee nie mense toestemming om my en jou ongeskik te wees nie. Maar soms het ons nie aan hulle skoene geloop nie. Soms verstaan ons nie hulle konteks nie. En soms weet ons nie hoekom mense seer het nie. Maar ek wil vandag vir jou verseker, mense het seer. En mense wat seer maak, het seer. En miskien baie keer, as ek en jy vir 'n oomblik in iemand anders in 'n wêreld kan kom, regverdig nie dat ons seer gemaak het nie, maar ons moet verstaan dat hulle seer het. En daarom ook goed om vir hulle te bid en sê, Here, die persoon my nou het dit seer gemaak, maar ek weet hy dra seer in sy hart of sy. Wil jy hulle nie help om gesond te kom nie? As ek en jy, die Bybel sê ons is die reconcilieerders, die kinders van God sal vredemakers geroep word. Kind van God, ek en jy is vredemakers. Kom ons maak vrede met mense waar ons gaan. Hoe doen ons dit? Ons is mense van vergifnis. En ons motiveer ander om mense van vergifnis te word. Want Jesus het in die kruis vergewe sonder dat hy het my en jou verantwoordbaar gehou het vir ons sondes. Hy het ons net vrygespreek. Al wat ons moes doen is om ontvangs te neem van die vergifnis. Spreek mense vry. Dan dra jy die Jesus hart en dit doen iets binnekant jou. Die Here seën jou, Witbank, die Here seën jou. Emily Glennie, die Here seën jou. Ek is opgewonde, ons het grond gekry daar in Witbank. Ons het 'n gebou gekry in Witbank. Ons gaan daar baie naby aan BMW wees. Daar waar BMW sit, gaan ons wees, dan naby FNB se hoofkantoor. Ons gaan in daai gebou wees. So binnekort begin ons. So ek vra vir jou, as jy mense ken wat 'n kerk nodig het, ons harte is om lief te hê. 'n Kerk vir die ongeredes, die kerk vir die ongekerktes. 'n Kerk waar mense, vir mense wat al seer gekry het, sodat God 'n herstelwerk in mense kan doen. Die Here het jou so lief. Matteus Psalm 139 vers 16.
al jou dae in my boek opgeskrywe lank voor daar een van hulle was. Hy het 'n plan vir jou. Die Here seën jou. Dankie dat jy gee. Dankie dat jy vir ons bid. Ons is vir jou lief, ons gee vir jou om, en ons kan nie wag om jou te bedien nie. Die Here seën jou. Amen.